Goeiemôre julle, dit is Woensdag. Kan julle glo, middel van die week het gekom. Hierdie dae, dit gaan soos 'n spoedtrein verby ons. Het is lekker om vanmôre weer saam met julle te kuier, lekker vroeg in die oggend by die Here stil te word, en natuurlik ook te hoor, wat wil hy graag vir ons leer, en hoe kan ek en jy beter wees as gister. En as julle vanmôre dan ook so saam inluister, hoop ek jy drink 'n koppie koffie of jy trek aan, of sommer so in die verbygaan word jy so bietjie stil en fokus net so bietjie lekker dat die Here met jou kan werk. Petrus skryf 'n interessante versie in 1 Petrus 3 vers 8. Hy sê hier, almal moet eensgesind wees, medelydend, liefdevol, goedhartig en nederig. Nou daai woordjie nederig is nou nogal 'n ongelooflike Bybelse woord. Ek dink nie dis 'n woord wat ons altyd regtig so goed verstaan nie. Jesus het gewaarsku in Matteus 23 vers 12, wie hoogmoedig is sal verneder word en wie nederig is sal verhoog word. En dan leer hy vir ons om soos hy te wees in Matteus 11 vers 29. Hy sê, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. Ek wonder hoeveel keer het jy al daai vers gelees, en nog nooit die woorde nederig van hart regtig ingeneem nie. Ek onthou Augustinus, die kerkvader van waaruit ons gereformeerde teologie spruit eintlik, het in die 3de eeu al gesê, as julle vir my vra wat die eerste kenmerk van opregte geloof is, sal ek sê, die eerste, die tweede en die derde ding is nederigheid. Dit laat 'n mens nogal bietjie dink, nê? Nou weet julle, ek moet vanmôre sê, ek ken baie min nederige mense. Ek ken baie mense wat hulle self as nederig voordoen, en hoe ouer ek word, hoe makliker sien ek hulle maar raak. Ek sien deur hulle maskerades, hulle hangkruise om hulle nekke, hulle buig laag voor mense, hulle gee ruim vir die minder bevoorregtes. Ek wonder baie keer, hoe lyk hulle harte? En saam met dit wonder ek baie keer, maar hoe lyk my hart? Ek kry nie baie Bybelkarakters wat regtig nederig was nie. Ek dink maar aan Abraham, Dawid, Petrus, Josef, as maar net om 'n paar te noem. Hulle was nie hulle hele lewe lank regtig nederig nie. Maar weet julle, Jesus was. En hy is ons voorbeeld. En al sal ons nie elke dag heelpad die pas kan volhou nie, moet dit ons ideaal bly om soos Jesus onsself volledig prys te gee, terwille van die Here vir wie ons lief is, terwille van die eer van sy naam en van sy koninkryk. Ek en jy moet soms by plekke kom waar ons minder meerderwederig is, waar ons minder voorgee dat ons al die antwoorde het. En soms het mense regtig net ons nederigheid nodig, dat hoewel ons dalk die antwoorde op baie van die mense se vrae het, soek hulle eintlik maar net ons nederigheid. Dat ek en jy laag genoeg kan buig, om selfs by die laagstes van die samelewing uit te kom. En laag genoeg te buig, dat die wat hoër is, kan sien ons leef anders. Hoe vorder jy met jou nederigheid? Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Here, kom vergewe vanmôre al my hoogmoed. Kom help my om ander mense altyd hoër as myself te ag, om ander se belange altyd eerste te stel, en om nederig diensbaar te wees. Ek vra dit in die naam van Jesus Christus, my Here. Amen. Baie dankie julle. Ek hoop julle het 'n geseënde dag. Gaan lewe vir die Here Jesus. Ons praat môre weer. Totsiens.